Dankie dat jy vanmôre hier is. Ons gemeente, dankie dat jy kom deel het en dankie vanmôre vir ons besoekers wat hier ingestap het, Dries en Cindy, Annemarie daar agter, julle 3 daar agter, is lekker om julle te hê, Pieter, Johanna, julle het al spore getrap by ons, waar is julle nou? Ek het julle iewers gesien. Daar sit julle het al spore kom trap hier en maar ons is bly julle is tuis en weer hier en Marcus en sy familie daar. Vroukie Doukie en die kinders, is lekker om julle saam met ons vanmôre hier te hê. Kyk gou 'n bietjie so na die ou langs jou en sê vir hom, ek like jou net kwaai. Dis al wat jy vir moet sê. Ja, ek like jou net kwaai. Ja. Is julle nou klaar? Dit was nie die plek nou om te vra wie is die electricians en wie is die plumbers hierso nie. Jy moes net vir hom gesê jy like hom kwaai. Dis al. Ek is bly jy's in die huis van die Here. Julle verwagtinge is oortref, Melissa. Ek het geweet. Ek ken die God wat ek aanbid. Hallo Shanti, is lekker om julle twee te sien. Julle 3. Julle ook, Johan en Debbie. Nou sê. Online kykers, goeiedag, welkom in die huis van die Here. Is lekker om jou hier te hê. Ons het laasweek bietjie gepraat oor, ons praat oor gebed. Ons tema vir die jaar is groei. Ons groei, ons praat oor groei. Ons staan bietjie vas by, ons staan stil by gebed om ons beter te kry of om ons meer te align met ons verhouding met die Here. Die enigste manier hoe ons lewe kan align met wat God wil hê ons moet doen, is om ons te verootmoedig voor die Here. Waar is jou vrou? Ek jou gepanelbeat. Okay ouens, die gaste, ons moet heeltemal verskoon, hier's 'n paar lompe ouens in die kerk, hoor. Ek vra hier goed as regheid, want ek weet as 'n ou se vrou nie by die kerk is, dan gepanelbeat. Maar dankie Here vir sy genade, hulle gaan een of ander tyd ophou suip, en hulle gaan een of ander tyd mekaar ophou te slaan. Die Here is groot en die Here is goed. Nee, nie regtig nie. Okay, great. Dankie dat jy hier is. Ons praat oor gebed en ons enigste manier hoe ons lewens kan align met dit wat God vir ons wil doen, is om met hom te praat. Is om met die Here in 'n verhouding te staan. En ons het laasweek het ek met jou gepraat oor, jy kan hom jou pa noem, jy kan hom jou vader noem, want hy is ons hemelse pa. Hy is die gewer van al die goeie gawes. Hy is die een wat hom ontferm oor sy kinders. Hy is die een wat wanneer jy stout is, jou nie wegwys nie, maar sê, kom hier, laat ek jou net leer hoe word dit gedoen. Dis wat paas doen. Hulle wys nie weg nie. Wil hy nie werk nie. Okay, hou vas, dankie Chris. Gaan sommer by die deur, gaan weg by dieselfde deur wat jy ingekom het in die naam van die Here. Net so. Amen. Great, goed. So ons het gepraat oor, jy kan hom jou pa noem, hoor ek gaan nou of het beter is, want hy is jou pa. Ons praat oor Matteus 6, die modelgebed wat Christus vir sy disippels geleer het, om te sê, wanneer jy bid, so moet jy bid. En ek het vir jou die modelgebed gegee, is hy op die skerm, Christel, maak die klank nog so. Die modelgebed kan jy op die skerm kry, ons gaan nou daarna toe. En dan het ek met jou woensdag aand op die sel, het ek met jou gesels om te sê, is jou gebed vir jou senietergend, is jou gebed vir jou 'n las, dankie man, maar julle let op in die klas, hoor. Is jou gebed vir jou 'n las, of is jou gebed vir jou, bring dit vir jou verligting, is jou gebed 'n uitnodiging om met God te praat, hoe jy dit ook al sien, wat is gebed vir jou, en jy het huiswerk gehad om te doen. Kan jy dit onthou? Samantha, will you be the first one who break the ice and not? Okay, nou, ja. Goed, so ons het huiswerk gehad, bietjie woensdag aan, kan jy onthou? Okay.
Die Here weet, die Here moet julle almal genadig wees, want julle is besig om die hele Bybel oor te skryf nou. Ja. En ek herinner myself, daar's 'n teks in die Bybel wat sê, niemand mag een jota of titel of niks van hierdie Bybel verander nie. Maar julle is besig om dit kwaai te verkrag nou. Okay, so daar staan, aan hom, Efesiërs 3 vers 20, aan hom, wat die mag het, om te doen, ver bo wat ek mag, dink, en vra, volgens die krag. Is dit daar staan? Nee, jy het nie eens jou Bybel oop nie. Hoe gaan jy weet wat staan daar? Volgens die krag wat in ons werk. So, julle moet oplet in die klas, jy moet julle huiswerk doen. Aan hom wat die mag het. Ek wil vanmôre met jou praat oor die Here is die bron van my lewe. My Father is the source of my life. Dis belangrik vanmôre dat wanneer ons na hierdie modelgebed kyk, en ek wil hom vanmôre gou net vir jou lees, in die oorspronklike Afrikaanse vertaling, die 53 vertaling. Jesus praat met sy disippels en hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort tot in al die ewigheid. Gebed is my tyd met die Here. Behoort aan jou. Elke minuut op hierdie ding wat ons so baie fyn dophou, waarvoor ons werk, en waarna toe ons werk, en wat ons dag bepaal. Binne in hierdie 12 ure in 'n dag, is dit nog soveel ure aan 'n dag is? Hoeveel? Nee, nie meer nie. Nee, soos ouens nou, ja, is net te kort. Ons moet tussen Woensdag en Donderdag definitief nog 'n dag inkry, want dit is heeltemal. En ek dink God het dit in sy voorkennis geweet, toe hy met sy disippels praat oor hierdie wonderlike modelgebed, dat daar gaan 'n dag kom, wanneer ons net nie meer kan val aan die sorge van die lewe nie, wat ons net nie meer kan alleen staan nie, wat ons net nie meer kan self sal begryp, hoe gaan ons by goed uitkom nie. God het in sy voorkennis geweet, dat mense gaan nie tyd spandeer in gebed nie. Kom ons wees eerlik, ons almal sukkel om tyd te spandeer in gebed. Ons almal sukkel om intiem met God te wees. Almal sukkel om hierdie ding uit jou lewe uit te kry. En om een kant te sit en te sê, Here, ek spandeer nou tyd met U. Ons almal sukkel daarmee. Hy het dit geweet, daarom adresseer hy sy disippels om te sê, wanneer jy bid, so moet jy bid. Om voor God werklik en rou te wees, net soos wat jy is, dis wat hierdie gebed leer. Sonder pretensie, sonder om voor te gee. That intimacy with God, so truly and rawly, dat God jou hart en jou verstand en jou wese kan ontdek. Want immers hy is my Jehovah Jireh, die een wat ek nou net van gesing het, my provider, my source, die een wat beloof het, dat hy in elke opsig van my lewe, en nou moet ons versigtig wees, want ons is baie maklik om te sê, sal voorsien, maar wat daarvan om te sê, dat God in elke opsig, in elke oomblik van my lewe, teenwoordig sal wees. Ons wil bitter graag altyd die ander kant van die muntstuk omgooi, om te sê, what's in it for me? Maar gebed is daai intieme verhouding wat God wil hê, ek moet tyd maak, en ek moet tyd eenkant sit om met hom te praat, oor wat in my hart aangaan.
Kan jy onthou, ons het eendag gepraat van waarvan die hart vol is? Loop die mond van oor. God wil hê jy moet hom vertel, alhoewel hy die kenner van die harte sê die Bybel, hy is die proewer van die niere, wil God hê dat jy wat 'n individu is, hom sal vertel wat in jou hart aangaan. Dis die manier. As ons kindertjies klein is, dan leer mamma en papa, hulle sê papa, of mamma, en dan bederf hy julle, bespoil julle almal en sê oupa, want dis wat in sy hart aangaan. Sy oupa is die een wat die sweets aandra, en die kaaskrulle aandra, sy oupa is die een wat die, en dis wat die Here wil hê. God wil weet wat gaan in jou hart aan, hy weet wat in jou hart aangaan, want hy ken jou, hy sê ek het elke haar op jou kop getel. Hy sê ek weet, hy sê jy soos die mossie van die veld, word nie vir 'n skamele 1 sent verkoop nie. Hy sê maar tog sal daar nie 'n mossie op die grond val en sterwe sonder dat God nie daarvan weet nie. Hy ken jou. Maar hy sê vir die disippels, wanneer jy bid, so moet jy bid. Onse Vader wat in die hemel is, want hy wil die dieptes van jou hart en die dieptes van jou menswees wil God hê, jy moet voor hom kom neersit, sodat jy 'n antwoord kan kry. ‘n besigheidsman koop 'n perseel langs 'n kerkgebou, en hulle begin hierdie gebou te revamp en op te gradeer en te breek en te bou en elke ding. En hulle sit 'n advertensie voor op die straat dat binnekort gaan hierdie plek oopgemaak word en dit gaan 'n 24/7 dae 'n week bordeel word, waar hulle net gaan doen wat hulle wil. Hulle gaan wat ook al daar doen. En die predikant van die kerk ontmoet die besigheidsman, hy sê, ek gaan vir jou sê, ons gaan bid dat hierdie goed nie gebeur nie. En so gebeur dit dat daar kwaai weer opsteek, en een nag, toe slaan die donder weer die gebou raak, en hierdie gebou brand af, tot op die grond. Sê, dit is lekker skynheilig. Hulle amen nou kwaai voor, hoor. So bly jy so gebly, Johan. Ja. Ek gaan liever hierdie gaan staan, hier. Slaan die weer hierdie gebou en hy brand tot op die grond af. En die besigheidsman dagvaar die kerk. Die besigheidsman dagvaar die kerk, hulle kry hulle voor die hof, om die skade te vergoed, en die regter sê, hy sê, ek het 'n verskriklike baie moeilike saak vandag op my hand. Hy sê, want ek het 'n besigheidsman, ek het 'n besigheidsman wat glo in gebed, en ek het 'n kerk wat dit nie glo nie. Ek sit met 'n kerk in die hofsaal wat dit nie glo nie. Verstaan jy die parallel van die storie? Ek het 'n besigheidsman wat die kerk beskuldig om te sê, julle het gebid dat hierdie plek afbrand, ek glo julle het gebid, ek glo, ek sien die werke daarvan. En hier sit die kerk, en die kerk sê, ja, ons gaan nie betaal vir jou se skade nie, maar dis die onsie. Dis wat ons doen. Behalwe dat gebed daar die intimiteit na my en God se verhouding toe bring, het gebed 'n verantwoordbare uitwerking. Gebed bring verantwoordelikheid by individue. Gebed skep die platform dat die kinders van die Here verantwoordbaar sal bid. Dis 'n preek vir 'n ander dag wat ons by gaan kom. Jy sien, as jou gebed in lyn en in lyn is met wat die bedoelinge van God was toe hy hierdie modelgebed van vir sy disippels gegee het, kan die Here mos nie anders as om te antwoord op die gebede van sy kinders nie. Wanneer ek in my gebed my hart voor die Here hou, en wanneer op my lippe God se woord is, word dit my gebed wat nooit onder druk sal vergaan nie.
Jou gebed sal nooit onder die grootste druk waarin jy is, sal jou gebed nooit breek nie. Ek het nog steeds 3 menslik onmoontlike gebede waarvoor ek bid. Kan jy daai preek onthou? Is jy nog besig om te bid vir dit, of het jy al moed opgegee? Nee, sê nou eerlik, het wie al moed opgegee op daai menslik onmoontlike gebede? Ek het nog nie moed opgegee, ek vertrou die Here, ek het gesê, ek gaan julle kom vertel, wanneer dit gebeur. Daar's geen ander manier om met God intiem te leef, as om te bid nie. Ons probeer dit op 'n Sondagoggend hier. Ek sit met 'n predikant en gesels in laasweek, en hy sê, wat hy sê is vir my toe nou ou nuus. Maar ek sê toe vir hom, is eintlik ou nuus. Hy sê vir my, man, die kerk moet weer op 'n plek kom waar die kerk begin bid. Ek sê, maar ons doen dit al vir die laaste jaar en wat hierdie kerk bid in die oggende. Ek weet nie van nog 'n kerk, Gaby, wat in die oggende saam as 'n gemeente bid nie. En hier is die ding van die Onse Vader. Wanneer Jesus begin en hy leer sy disippels en hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, beteken dit eintlik net eenvoudig, as 'n individu kan jy bid, maar God wil hê dat die kerk sal bidende raak. Daarom begin hy en hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, Onse Vader wat in die hemel is. As ons na Onse Vader wat in die hemel is beginne bid, wat dink jy nie sal ons Vader doen in hierdie kerk en in hierdie gemeenskap en in siek mense se lewens en in mense wat vasgevang is in depressie en mense wat vasgevang is aan goed soos rook en drink en seks en pornografie en dwelms en wat dink jy sal God doen as ons beginne bid na ons Vader wat in die hemel is nie? En daarom adresseer hy sê, dit gaan nie hier oor bisie Bama en what's in it for me en selfsugtige gebede nie. Maar dit gaan oor 'n korporatiewe gebed, Onse Vader wat in die hemel is, want die lewe raak jou soos wat dit my raak. Ek kry swaar soos jy swaar kry, ek kry dalk baie swaarder as wat jy kry. Maar wanneer ons in eenheid en in sinergie en in harmonie die Onse Vader kan bestorm en hom kan verhoog. Psalm 115 vers 1 sê, as jy vinnig soontoe wil gaan, Christel, ek het hom nie vir jou voorberei nie, ek kom nou net vinnig hier by my op. As ek net psalms kan kry in my Bybel, dis mos heel agter net na Openbaring, ek dink so. Psalm 115 vers 1 sê, nie aan ons, o Here, maar aan u naam gee ons eer om u goedertierenheid en u trou onvol. Hy wil hê dat ons hom moet adresseer as 'n gemeente saam, om as 'n gemeente saam God te kan aanbid. Jy kan op jou eie gaan bid by die huis, en daarom is dit so belangrik dat wanneer die Bybel sê, moenie verskoning hê om in die kerk te kom nie, want jy mis die samehorigheid van die kinders van die Here. Vanmôre het 6 mense my gebel en ge-WhatsApp om te sê, ek gaan nie vanmôre in die kerk wees nie. Asof hulle nou by my moet verskoon, ek like dit, ek waardeer dit dat ouens verskoning maak. Ouens, mense bly maklik uit die kerk uit weg, kom ons wees eerlik. En dan suffer jy by jou huis, want jy bid die Onse Vader en partykeer gebeur daar niks nie. Ek sê altyd, charity begins at home. Maar is home regtig jou straatadres? Of is home hierdie plek? Ek vra my. Jy sien, ons is geleer, toe ons in die huise was, is ons geleer om te sê wanneer dit 7 uur is, dan roep, ek weet nie wat julle gewerk in julle huise nie, maar dan roep jou pa of jou oupa, waar jy ook al gebly het, dan sê hulle, dis nou tyd, ons gaan nou stilte tyd hou. Daai
daai woord, stilte tyd, daai tyd gleef, wat jy geroep is vir stilte tyd, man, dis die tyd wat jy nog die lekkerste buite onder die straatligte speel. Nou jou pa staan in stilte tyd hou, of jou oupa staan in stilte tyd hou. Ek weet nie van jou nie, maar dit het 'n ou gebreek as 'n jong man. Hallo? Vir julle, maar sê julle was van kleintyd af baie so christelik geweest? Regtig? Sê ek wil gespeel het, man. Nie gaan stilte tyd hou nie. En ons het in hierdie environment groot geword wat gebed en stilte tyd vir ons 'n komplekse ding geword het. Maar as ek vanmôre vir jou sê, my gebed moet eintlik wees om tyd te spandeer met God, dan hoef ek dit mos nie 7 in die aand te doen wanneer my kinders nog wil speel nie. Ek gaan hulle 2 in die oggend wakker maak. Slaap jy nog te lekker 2 in die oggend? Jou kind is lankal wakker, hy roep daddy en hy soek melk, maar ons slaap 2 in die oggend nog. Jy sien, as iets, wanneer Jesus hierdie pragtige modelgebed leer vir sy disippels, om te sê, wanneer jy hoor, jy moet bid, laat jou moed nie in jou skoene sak nie. Om te sê dat jy hoor wanneer jy moet bid, dat jy toch uitstap uit jou gemaksone uit, want dis wat gebed doen. Gebed vat my uit my gemaksone uit om intiem met God te wees, maak nie saak watter tyd van die dag of watter tyd van die nag nie. Gebed sê, as ek 'n versoek het, is God getrou en regverdig om te luister. Andrew Murray het gesê, en ek het dit 'n paar keer al gesê, hy sê, I let the peace, or that the place of the secret prayer become to be the most beloved spot on earth. Waar is jou lekker plek waar jy met die Here praat? Het jy 'n lekker plekkie vir jou uitgekies waar jy met God kan praat? Ek het in my kantoor, by my voordeur, as jy by my kantoor inkom, het ek 'n stoel daar, wat ek by oupa nog gekry het. 'n Stoel daar, en ek doen dit nie nou nie, want het is te koud nou. Maar in die somer, dan maak ek my voordeur oop, en kyk ek so uit op my tuin. Dan sit ek in daai stoel. En dis my secret place of prayer. Daar sit ek my koffie neer, my Bybel neer, en dan begin ek met die Here te praat. Wanneer hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, dan beteken dit, hy wil hê dat ons gedagte by mekaar moet kry, want ons praat nou met die koning. En wat is dit wat jy die meeste verhinder om by God uit te kom wanneer jy bid? Wat is dit wat jou die meeste verhinder om by God uit te kom as jy wil beginne bid? Sê weer? Selfoon? TV, en nou raak julle weer baie kerklik, hoor? Ja. Hoeveel? Tyd. Nou ploeg jy met my kalvers, want ek het dit nou gesê. Okay. Jou gedagtes, dankie. Jou gedagtes. Jou mind is die ding wat jy die meeste confuse. Jou mind is dit wat jy die meeste confuse wanneer jy bid. Gaan probeer dit. Gaan probeer om stil te word. Dan dink jy aan daai towing wat jy môre moet doen, waar daar R5,000 op daai towing is, hulle ons maak baie geld. Hy is towing se baas, hy is towing se baas. Dan dink jy aan daai towing wat môre lê. Ek dink aan 'n kontrak wat ek moet gaan skrywe. Samantha is thinking about her household and getting the children together and getting up to school and whatever. En jy dink, ek weet nie wat dink jy, ek wil ook nie weet waaraan dink jy nie. Maar gaan probeer dit 'n bietjie. Die ding wat ons die meeste vang om nie met God intiem te lewe nie, is my mind.
Daarom moet daar 'n metanoia plaasvind wanneer jy hierdie wonderlike gebed lees om te sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Hy het dit spesifiek vir hulle gesê, want as jy met hierdie gebed begin, en jy regtig waar toegewyd is, kan die vyand maar mind games kom probeer speel met jou. Hy kan maar kom. Maar hierdie gebed het die geneigtheid om hand in hand teenoor Romeine 12 vers 2 te sê, change your mind and renew your heart. Moenie dat die vyand met jou mind games speel nie, want totdat jy nie gealign is met Matteus 6 nie, gaan jy nie gebid kry nie. Totdat jou lewe nie, gebedslewe nie gealign is met Matteus 6 nie, gaan jy nie gebid kry nie. Daarom sê hy dit so pragtig vir hulle, Onse Vader, laat wat in die hemel is. Om met hom te praat is seker die grootste vorm van kind wees, wat daar ooit kan wees wanneer ons kyk na my gebedskapasiteit met die Here. Ons diskwalifiseer onsself wanneer ons nie meer bid nie. Ek verbaas my altyd, man, ou se kinders is ons die beste voorbeeld. Ons kinders is die beste voorbeeld. Jy hoor en sien hulle partykeer vir 'n week nie. Gaan by ons so. Hulle kom in, bad, slaap, eet, gaan werk toe. Jy sien dit, dis net, jy sien hulle, jy hoor niks. Maar dan kom hy een oggend, Samantha, ry nou begin gewoonlik so. Hallo papa, hoe gaan dit met jou? Ek is baie lief vir jou, gaan dit goed met papa vandag? Ek bid vir papa. Nee, hy bid vir my. Okay, ek waardeer dit. Maar dan sê hy, papa, ek is die jaar, ek het nie geld vir kos vandag nie. En dan wat doen die pa se hart? Hy gee maar. Want ek is sy pa. En hy het die reg om my sy pa te noem. Die ding van die Onse Vader sê dat hy kan enige tyd my bel, maak nie saak of ek 'n week lank hom gesien het en of ek 'n week lank nie met hom gepraat het nie en of hy vir 'n week lank vir my kwaad is. Die Onse Vader sê dat Reino het die reg om met my te praat enige tyd van die dag of die nag en ek sal hom help. En God beloof sy disippels, hy sê wanneer julle bid, sê Onse Vader wat in die hemel is, jy het die reg om 24/7 toegang te kry by die koning. Sonder om bang te wees. Sonder om jouself in die voet te skiet om te sê, Here, maar gister het ek nog my vrou gepanel beat. Gister het sy my nog 'n klap dat ek sterre sien. Gister het ek gevloek, Here. Daar's twee belangrike goed wat ons nie moet vergeet nie. Hy leer, hy sê Onse Vader wat in die hemel is. En daar is daar 'n ander skrif in die Bybel wat ook sê, as julle dan, wat aardse vaders is, weet om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer. Wanneer ons net stil staan by die eerste paar lyntjies van die Onse Vader, dan sê dit eintlik vir ons dat ons met vertroue en met vrymoedigheid in die wete van my afhanklikheid na God toe kan gaan. Luister ouens, daar's niemand wat jou uit jou finansiële posisie kan uithaal soos God nie. Is ek reg, André? Ek het met André gepraat. Toe maar alles om namens jou geantwoord. Ja. Oh, that's a blessing vir jou. Daar's niemand wat jou finansiële posisie so kan oplos soos die Here. Nie dat hy in 'n financial difficulty was nie. Ja, hulle sê vanmôre vir my, hulle was gebless gewees, hulle het iets gedoen vir iemand, 'n goeie daad gedoen en bla bla bla, en die een ding het na die ander ding gelei, en toe kom bless die Here hulle. Onse Vader. As twee goed wat ek nie mag vergeet wanneer ek die Onse Vader lees nie, en dit is dat God wil in my arena instap, maar wanneer ek deur te sê Onse Vader, my afhanklikheid van hom bely, sonder hom kan ek niks doen nie. Johannes 15:5 sê, sonder my kan julle niks doen nie.
Wanneer hy julle leer die Onse Vader, dan sê julle moet een ding besef, boys. Dis nou lekker. Dis nou lekker om die Here te dien. Daai babietjie gaan nou ophou, word julle rustig, kyk vir my. As ons haar nie groot maak in die huis van die Here nie, gaan sy dalk by teasers dans, en dan is dit op julle. So julle Peter vir haar vashou, daar sy. Haar ma en haar pa weet. Mamas en papas weet. Kan julle net by teasers gaan dans, wat fout met julle? Ja. Waar was ek gewees? Sonder my kan julle niks doen nie. Dis wat hy vir sy disippels sê. Julle was by gewees toe ek die brood en die visies verander het na genoeg kos toe. Julle was by gewees toe ons die krepe laat loop het. Julle was by gewees toe ek op die grond gespoeg het en die klei aangemaak het en dit aan die oë van die blinde gesien het. Julle was by gewees, sê hy vir hulle, toe ek die vingers in die dowe se oor gebreek het. Julle was by gewees toe ek vir iemand gesê het, vat jou bed op en loop. Julle was by gewees toe die vyand uitgeroep het, die duiwels en die demone uitgeroep het. Wat het ek met u te doen, seun van God? Julle was by gewees. Maar nou sê hy vir hulle, gaan 'n tyd wees wat ek nie by julle gaan wees nie. Maar ek gee vir julle hierdie. Wanneer jy bid, Onse Vader wat in die hemel is, onthou dit wat ek julle geleer het. Sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. Hier's die ding wat Matteus 6, julle moet hierdie goed gaan leer, julle moet Matteus 6 gaan lees by die huis, asseblief, oor en oor en oor en oor. Hier's die ding van Matteus 6, en ek het in die week, het ek sulke shots vir julle uitgegooi. Die besoekers, as julle wil, dan sit ek julle op die ooggroep en ek add julle op dit wat ek praat nie met jou, daar's 10.000 ouens wat elke oggend hulle stem wil laat hoor, op TikTok en Facebook en elke ding, ek is nie so nie. Ek gee vir net iets om aan te dink. En ek het die volgende gesit in die week. As gebed, want dis die inhoud van Matteus 6 wat hy hulle leer. Hy sê, wanneer julle hierdie gebed bid, en julle bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Wanneer julle bid, laat u koninkryk kom. Wanneer jy dit sê, soos in die hemel, so ook op die aarde. Wanneer jy dit bid, moet jy weet, as jy in jou hart glo wat jy bid, sal Matteus 6 jou lewe begin transformeer. As gebed jou lewe nie transformeer nie, beteken dit, jy het net 'n transaksie met die Here aangegaan. Jy het as te ware 'n dokument geteken om te sê, Here, as jy dit, dan sal ek dit. En as ek dit, Here, sal jy nie miskien vir my, hy werk nie so nie. Hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die werke in die hemel toch hier op die aarde sal kom neersak, sodat ons die koninkryk kan snap en kan sien die groot krag waarmee u deur die begrensing van ons menslike vermoë wil breek om sonde te kom vernietig, om enige ding wat ons aftrek, om enige swakheid te kom breek, siekte te kom verwoes, kankers te kom uitrowe, depressie te kom vasvat, hartverskeuring te kom verander in 'n oomblik van hartseer na 'n oomblik van joy toe. Dis wat hy vir hulle sê, as jy julle moet oplet, hierdie gebed sal jou lewe transformeer. It's not about a transaction. Jy gaan nie met God 'n kompromie aan nie, want hy is nie 'n kompromiemaker nie. Hy sê, God sê, en hy wil hê ons moet doen. Hy sê gentleman, hy sê nooit druk nie. Maar glo my, as jy nie in lyn met jou lewe in intimiteit om met God te praat, gaan jou lewe nooit getransformeer word nie.
Ek wil vir jou ietsie sê vandag. En ek pik nie op jou nie, but you've got a soft spot. I've got a soft spot for you because I know that I got. Nou, ek weet dat die Here 'n ontploffing in jou hart gaan voortbring. Binnekort. She's actually English speaking. Sy verstaan die woord wat ek nou sê, maar moenie daaroor aan nie. Nee, sy weet, sy verstaan. Maar sy translate dit beter in Engels. I just want to tell you, I know that I know. You have to make room in your heart for God, so that He can expand, and so that God can transform, and so that God can invest, and so that God can help you to align with His will in your life. Dis al wat ek vir jou wil sê vanmôre. Jy kan na my huis toe gaan, ek staan met jou. Nee, sit nog liewe. Ja. So there's something good that's coming your way. Jy het goed gedoen. Jy het goed gedoen om te sê ek wil Here dat ons die Here saam dien. En jy het wat God vir jou gegee het. That's your blessing. Hy family is your blessing. Take care of them. Onse Vader wat in die hemel is. Hebreërs 4 vers 16. So let's walk right up to Him and get what He is so ready to give. Take mercy, accept the help. Paulus skryf dit anders. Hy sê, wanneer ons die troon van genade nader, sodat God ons op die regte tyd kan help, dan skryf Paulus 'n bietjie verder af in daai gedagte. Hy eindig met 3 woordjies. Hy sê, dit is jou eer. Jou gebed, jou intimiteit, jou kommunikasie, jou praat met God is nie 'n tydsverdryf aktiwiteit nie. That's your honor to be in constant prayer and intimacy with God. Jy moet dit gaan lees. Paulus sê, dis jou eer om met God te praat. Dis jou eer en dis Reino se voorreg en sy eer om my sy pa te noem, want hy weet pa se hand is altyd oop. Is dit nie awesome van die Here nie? Sy hand is altyd oop vir ons. Sy eer. Ons sit vanmôre in hierdie kerk met evidence van people wat ons eer en voorreg was vir wie ons gebid het, dat God hulle deur traumas en geskiedenis van siekte en whatever kon dra. There's a lot of evidence in hierdie kerk vanmôre. Van mense vir wie ons dit 'n eer en voorreg was. So let's walk right up to Him and get what He is so ready to give. Weet jy dit? Dis wat hy in hierdie gebed sê vir sy disippels. Hy praat nie net van in die versoeking, hy sê, gee vir ons vandag alles wat ons nodig het om van te lewe. So get right into it and ask God while He is ready, so ready to give it. Take the mercy and accept the help. Hierdie gebed leer 'n klomp goed. Hoe laat is dit nou? Weg is my horlosie. Ek weet net toe, maar ek het mos nou nog gesê ons gaan nie meer. Okay, julle kan nog sit, ons is nog lank nie klaar nie. Daar's iets wat ons vergeet met ons gebedsontwikkeling en kapasiteit na ons koning toe. Jy moet dan met 'n regte attitude ook met die Here praat. En net soos die disippels evidence gehad het van miracles en wonderwerke wat hy gedoen het, het ons vanmôre die evidence. Ons weet nie wat in mekaar se lewens gebeur nie. Maar elke keer wanneer ons by mekaar is, it's the evidence of our faith walking life in God. Dis die bewys van dat God goed is en God groot is. En daarom is dit belangrik dat ons sal weet, wanneer ons die Onse Vader begin bid, dat ons tog ook aan mekaar moet dink. Dat ons tog saam met mekaar sal begin bid.
Dat ons tog sal verstaan dat die Bybel sê, ons is so afhanklik van hom. Psalm 20 vers 8 sê, sommige mense vertrou op strijdwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die Here. Ons vertrou op die Here. Is dit nie wat Hanna gedoen het in die tempel nie? Jesaja 30 vers 15 sê, julle krag lê daarin om stil te wees en God te vertrou. Ek wil jou uitdaag in hierdie week. Ek het doelbewus nie vandag daaroor gepraat nie. Ek gaan dalk nie Sondag daaroor praat nie, maar binne die volgende 2 Sondae gaan ek oor Jesaja 30 vers 15 praat. Luister wat sê hy. Hy sê, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. You have to have a secret place. Hoor wat sê ek? Daar's 'n verskil tussen secret en sacred. Am I reg? Is ek reg? Sacred is a holy place. Nee? It's a place set aside. Dis wat holy is. Maar 'n secret place beteken daai eenkant plekkie. Daai geheime soul of plekkie. Sê? Where no one knows. In die geheim mag dalk nou iets weggee wat ons nie wil voorsê nie, maar that secret place waar net jy weet, that's my safe place. Om stil te wees en te weet dat God het die mag om te doen. Is dat nie so skrif in die Bybel nie? Ek wil net gedink of dit in my Bybel ook staan, in julle Bybel. Is dit nie Filippense 4 vers 19 nie? Hy sê, en my God sal in elke behoefte van julle voorsien, volgens die rykdomme van sy heerlikheid. Kan ek jou vra om hierdie week te gaan en vir jou daai plekkie te gaan afbaken, waar jy bietjie met die koning gaan praat? En as jy nou volgende week, as ek daaroor praat, hier instap of die week daarna, en jy het nou alreeds 'n praktiese oefeningkie gaan doen, dan gaan jy presies weet waarvan ek praat. Want dis in daai plek van Jesaja 30, kan ek hom weer vir jou lees, hy's nie op die bord nie, hy's op die bord. The Lord God, the Holy One of Israel says, if you come back to me, you will be saved only by remaining calm and trusting in me. Nee, maar waar gaan nou mee aan? Weg is alles nou. Okay, toe behou dit nou maar daar. Jesaja 30 vers 15, julle krag lê in stil wees en vertrou hê. Daar's iets omtrent jou intimiteit en gebed met God wat 'n ander syds bring. Kan ek afsluit om te sê, partykeer is om stil te bly die grootste vorm van gebed. Voor ek my kind se kop van sy lyf af wil klap, want dis mos ons mense, voor ek wil moord pleeg, dan shut up ek liewerste, en ek draai om en ek stap weg. Exactly. Partykeer is jou shut up jou grootste gebed. Shut up net. Dit is jou grootste gebed partykeer. En as die Here dit toelaat, volgende week gaan ek met jou daaroor praat. Die Here change sy mind met my baie vandag. Ek sê ek wil oor 'n ding praat, dan kom die Heilige Gees en hy sit som iets anders in my stelsel in. Maar ek wil met jou praat oor daai plek waar jy shut up. Niks sê nie, shut up. En luister. Net shut up. Dis die Griekse woord van hou jou mond. Okay. Die Latynse woord is anders as hou jou back. Sê weer? Shut up. Griekse woord vir bly stil. Shut up. Kan ek jou aanmoedig om hierdie week die Onse Vader vir jouself te gaan bid. Reeltjie vir reeltjie. Begin by Maandag. En dan begin jy, Onse Vader wat in die hemel is. Hy is die grootste van alles en almal. Daar's niemand soos hy nie. Hy wil hê jy moet hom opsoek. Want hy is groot in daad, sê Jesaja,
en hy is groot in raad. Groot in daad en groot in raad. Daar's niemand soos hy nie. En hy het dit geweet. Daarom het hy vir sy disippels geleer, Onse Vader wat in die hemel is. Kom ons leer om baie meer intiem met God te wees. Kom ons leer en gee kans dat die Here deur my en jou gebed in mense se lewens begin meewerk. Dat die Here die kankers kan laat uitval. Ek weet nie van een persoon wat gediagnoseer is met kanker, wat nie bid om te sê, verlos my van kanker nie. Ek ken nie een persoon wat addicted is aan alkohol, rook, pornografie, seks, wat ook al, wat sê, Here, verlos my daarvan nie. Ek ken nie een ou wat in 'n verslawing wil bly dag in en dag uit nie. Ek weet nie van een mens wat sê, it's nice to be op hierdie plek nie. Almal roep een of ander tyd uit, Onse Vader wat in die hemel is, ek kan nie meer nie. Hier's mense in ons omgewing en in ons environment, in ons kerkomgewing, hier's mense by ons in ons gemeente, wat nodig het dat die gemeente daagliks sal intree vir individue. Sodat ons mense gesond kan word, gered kan word, vrygemaak kan word, bevryding kan kry, mense gerestore kan word, tot hulle perfekte verhouding intiem met die Here. Kom ons staan op ons voete. Kom ons staan net op ons voete. Kry net, ek weet jou hart is reg met die Here. Maar kom ons word net so vir 'n minuut stil. Ek weet 2 minute gaan heeltemal te lank wees, maar kan ek jou vra om net vir 'n minuut stil te word, met jou eie gedagtes gesentreer op die Here nou in hierdie oomblik. Bid vir die ou, sonder met haar te doen. Bid vir die ou wat links of regs van jou staan, of wat voor of agter jou staan. Net so vinnig in jou hart. Sluit hom net in by jou ons. Sluit hom net in by ons, wat net ons is voor die Here. Sluit net hierdie gemeente in by jou ons vanmôre. Sluit net vanmôre die predikante van hierdie kerk en ons leierskap en ons bestuur. Sluit hulle net in vanmôre by dit wat jy nou bid in hierdie oomblik. Sluit net vanmôre elke kind wat hier aan die ander kant van ons gebou by die kinderstad en by die tienerkerke. Sluit elke kind vanmôre in jou gebed vanmôre. Sluit elkeen se finansies in by jou ons gebed. Sluit elkeen se verlossing van wat ook al, siekte, contamination, drug addicts, alcohol, sluit mense net in by jou ons gebed vanmôre. Want dis wat mense soos ek en jy nodig het. Dat mense soos ek en jy wat ook gebroke is. We are all damaged goods before God. Mense soos ek en jy wat stikkend is, gebroke is, versla is, moedeloos is, met rooi gesigte staan, te neergewerp is. Dis mense soos ek en jy wat mekaar se gebede nodig het, meer as ooit tevore. Om net te sê, Here, ek dink aan my boetie, ek dink aan ons predikante, ek dink aan my sussie vanmôre, ek dink aan die ou wat ek sien vanmôre, ek ken nie sy naam nie, maar is daai een met die rooi hare en die pink blouse, Here, ek dink aan haar vanmôre. Ek weet nie wat aan haar hart aangaan nie, maar ek dink aan haar vanmôre, Here. Ek dink aan mense vanmôre in hierdie kerk wat ek dalk nie ken nie, ek het hulle nie met die hand gegroet vanmôre nie, maar ek wil hulle vanmôre na U toe opdra, want Here, U ken hulle naam. U het hulle by die naam geroep. U woord sê U het hulle name in die palm van die hand geskrywe, Here. En U woord sê U het elke haar op hulle hoof getel. U is die kenner van hulle nier, U is die proewer van hulle hart, U is die een wat hulle gedagte ken, Here. Ek bid vir hulle vanmôre. Ja, elkeen wat in hierdie plek staan, insluit hulle net by jou ons vanmôre asseblief. Jy kyk iemand vanmôre en jy sien, ag Jesus, dit Here, laat hy tog net 'n ander kleur in sy gesig kry, of Here, ek bid vir daai ou vanmôre, dat hy net 'n glimlag op sy gesig kan kry. Miskien is hy depressief, Here.
Miskien het hy iemand aan die dood afgestaan. Miskien het hy in 'n verhouding gekom en het vertroebel geraak. Ek bid net vanmôre vir hom, Here. Ons bid net vir mense wat hulle werke verloor het. Sluit dit bietjie in by jou ons. Daar's soveel goed. Daar's mense wat nie kos op hulle tafels het vanmôre. In hierdie gemeente is daar mense wat swaar kry. En mense waar jy werk, waar jy bly, is daar mense wat jy ken. Ons bid vanmôre, onse Vader wat in die hemel is. Onse Vader wat in die hemel is. Luister. Kom ons sluit bietjie die kerk vanmôre op die hoek van die straat waar jy bly, by ons onse Vader in. Kom ons sluit vanmôre elke ander kerk reg oor hierdie Suid-Afrika waar predikante hulle afgee vanmôre om te sê, Here, dis die boodskap wat ons wil oordra. Here, ons sluit vanmôre elke ander kerk, sy mense, sy leierskap en sy predikante, sluit ons vanmôre in ons gebed in. Want hulle is ons maats, hulle is ons kerk se ganse, hulle dien die Here saam met ons is nie hulle vyande nie, ons bid vanmôre vir hulle. Of dit nou 'n klein kerk is en 'n groot kerk, of dit 'n mega kerk is. Laat die woord van die Here vanmôre in mense se harte begin ontplof. Laat ons gebed vanmôre, Here, soos 'n reukoffer voor U aangesig sal opgaan. Sodat wanneer U na ons gebede luister vanmôre, dat die hand van die Here kragtig. Wanneer ons vanmôre bid, en ons bid oor hulle wat moed verloor het, en ons bid oor hulle wat swak is, en ons bid oor hulle wat siek is, laat ons vanmôre oor hulle sal bid. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, word nie mat nie, sal nie uitsak nie, want ons dra hulle vanmôre op die vleuels van ons gebede, wat gevul is met die genade en die liefde en die geloof van die Here, van die leerskare. Ons dra hulle op vanmôre, Here, ons dra hierdie plek aan U op, ons dra elke aktiwiteit in hierdie gemeente op, ons dra elke man, vrou, kind in hierdie kerk, dra ons op na U toe. Ons as 'n kerk vanmôre bid, laat U naam deur ons lippe en ons lewenstyl en die manier wat ons goed doen, laat ons geheilig, laat ons kies om U naam te heilig. Ons bid vanmôre die krag van die Here oor mense se lewens. Ons bid vanmôre. Ons bid vanmôre. Ek hoor hoe jy prewel in jou gebed. Gaan aan. Ek hoor hoe jy prewel vanmôre in jou gebed. Ons bid vanmôre. Ons bid vanmôre. Spandeer net 'n bietjie tyd met die Here. Kom ons raak net 'n bietjie intiem vanmôre met die Here. Kom ons raak net 'n bietjie, ons gee net ons tyd vir die Here vanmôre. Voordat jy net wil vaai en oppak en loop. Kom ons spandeer net tyd. Ons bid vanmôre. Here, ons bid vanmôre. Ons bid vanmôre. Laat U koninkryk sal kom in haar lewe vanmôre. Dat sy die heerlikheid van die Here sal sien, staan soos 'n barometer uit. Dat sy sal ervaar wat God in haar lewe beteken. Ons bid vanmôre, U vir Jakob die regte plek, op die regte tyd sal gee, volgens sy geloof, Here. Ons bid vanmôre, in die naam van die Here. Come on, ek hoor jou nie, ons bid vanmôre. Here, ons bid vanmôre vir ons Frikkie. Ons bid vanmôre vir Tannie Joey. Ons bid vanmôre, Here, as 'n gemeente. Ons staan vanmôre in die gaping van hierdie twee mense om te sê, Here, haal elke klip uit hulle pad uit. Spreek woordelik. Maak die paaie vir hulle gelyk. Spreek woordelik. Terwyl hulle liggame, Here, al gevorderd is in jare, help hulle tree vir tree, Here. Ons bid vanmôre, Here, dat U wil sal geskied in hulle lewe. Dankie, Vader. Dankie, Vader. Ons bid vanmôre. Loof God
Loof God, halleluja. Jy mag nie ophou bid, ons mag nie ophou nie. Hou net nog vir 'n rukkie, ons gaan nou huis toe. Ons bid vir hulle wat vanmôre nodig het dat God in hulle lewe moet instap. Ons bid vanmôre, Freddy, dat die Here jou sal optel, jou liggaam sal sterk maak. Ons bid vanmôre dat God jou sal genees. Ons bid vanmôre, jy's in die skuilplek van die Allerhoogste en geen plaag sal naby jou liggaam kom nie, want ons bid vanmôre, die Here se woord is soos 'n hamer wat vanmôre elke storm oor jou lewe wat die liggaam wil kom aftakel, vernietig in Jesus naam. Ons bid dit vanmôre in Jesus naam. Ons bid dit in Jesus naam. Ons bid vanmôre, Here, vir die verkoeking, die oprigting. Ons bid vanmôre, Here, vir krag, sterkte, deursettingsvermoë. En ons bid vanmôre vir haar, Here. Laat hierdie heupe vanmôre sal align word, hierdie knieë align sal word met die wil van die Here. Die koninkryk van God is nie limiet nie, is nie beperk nie. Die koninkryk van God word nie beperk nie. Sy kinders word nie beperk nie en ons word vanmôre nie beweeg wat ons in ons liggame voel nie. Ons word beweeg deur wat ons glo. Laat U naam verheerlik word, laat U koninkryk kom, Here. Vernuwe ons gedagte, maak ons nuut, restoreer vanmôre in hierdie kerk, Here. Restoreer vanmôre in hierdie kerk. As jy hier staan vanmôre en jy het regtig ware omwenteling in jou lewe nodig, steek net jou hand op in die lig. Die salwing van die Heilige Gees is regtig vanmôre groot in hierdie plek. God will restore. Die Here sal jou gesond maak. Die Here sal jou optrek. Die Here sal jou ingang en jou uitgang bewaar. Die Here sal by jou wees. Die Here sal doen wat jy vanmôre vra, omdat hy jou papa is. En omdat hy jou hart ken. Halleluja. Halleluja. Ons bid vanmôre, Here, vir hulle wat minder bevoorreg is. Jesus. Jesus. Dankie, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Het jou vrou geloop? Dis fyn. Dis goed. Dankie, Here. Dankie, Here. Dries man, ek ken julle nie, ek weet nie waarvan al julle kom nie, maar ek wil jou graag vanmôre vir ek net julle as gesin salf. Wanneer ons jou salf beteken dit net dood eenvoudig, Here, laat die krag en die wonderlike teenwoordigheid op hierdie kinders sal neerdaal en dat die Here se genade, liefde, sy volmaakte vryheid net oor julle lewe vanmôre sal heers. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Pastoor Ivy. Dankie, Here. Dankie, Koning Jesus. Kom aan, kom ons hou net so 'n bietjie vas. Ons is amper klaar. Ons is amper klaar. Kan ek gou by jou verbykom? Vader, ek salf haar en ek salf vir Sander vanmôre. Wanneer die tyd aanbreek, Here, dat nuwe lewe moet voortkom, dat daar, Here, volkome, volmaakte lewe na vore toe sal kom, omdat hulle U dien, Here, en omdat hulle U ken, Here, sal U alles ten goeie laat uitwerk, net omdat hulle U liefhet. Ons vou hulle toe vanmôre in die holte van die hand, Here. Dankie vir 'n suksesvolle, groot, wonderlike kraamgeval. Dankie, Here. Ons loof U.
Ons loof U. Baie dankie. Loof die Here. Waar's pastoor Ivy nou? Gee ons net nog een kans. Gee ons nog 2 minute. Ek stap na toe. Jan, ek sal vir jou in die naam van die Here. Wat ook al die begeerte van jou hart is, God sê, vertrou my. Loof die Here. As jy wil sit, kan jy maar sit, ons is amper klaar. Kan ek hier by jou verbykom, asseblief, baie dankie. Nee, jy kan nie staan. Steek vir my jou hande in die lug, asseblief. Ja, net so, ja, praat met jou. Ja, dankie Here. Die Here het jou in sy oog en die Here sien jou lankal al raak. En God verklaar vanmôre oor Patrice se lewe. Deur sy wonde sal daar vir jou genesing kom. God het vir jou spesifieke goed in stoor. En die Here sê, luister net en wag net. Op sy tyd, sê die Here, sal hy dit vir jou aanbring. Op sy tyd sal hy dit aanbring. Op sy tyd, Here. Jaco, ek wil julle salf vanmôre. Waar is jy, Ivy? Loof die Here. Kom ons salf hulle. Ek salf hulle in die naam van die Here. Dankie vir totale restaurasie in die naam van die Here. Onse Vader wat in die hemel is, hierdie 2 mense is vanmôre ingesluit as koninkrykskinders, gesande van die allerhoogste God. En dankie dat vanmôre, Here, oor hulle lewe U naam soos 'n banier uitstaan. Dankie vir die gesondmaking, dankie vir rigting, dankie vir leiding, dankie vir wysheid, dankie vir insig, Vader. Ons roep elke gedagte van hierdie 2 mense tot gevange aan die gehoorsaamheid van die woord van die Here. Laat die woord oor hulle lewens, Here, laat U woord oor hulle lewens die pad sal aandui. Soos altyd. Ons dankie dit in Jesus naam. Dankie Vader, ek verheerlik U. Dankie Here. Ronel, ek sal vir jou in die naam van die Here. Ons bid vanmôre saam as 'n gemeente. Die Here ken jou, die Here ken jou hart, die Here ken jou onsekerheid, hy ken jou onstuimigheid, die Here ken vanmôre waaroor jy bang is, maar God sê, jy hoef nie bang te wees nie, ek sal jou nooit met 'n rooi gesig laat staan nie. Ek sal jou nooit verslaan laat raak nie. Ek sal jou nooit laat afbuk nie. Ek sal jou nooit los nie, sê die Here. Help met gou daar. Dankie Here. Net so. Dankie Vader, ons aanbid U. Dankie Here. En ek wil vir julle die salf vanmôre in die naam van die Here. Here. Dankie vir die groot werk wat U reeds besig is om te doen. Dankie vir bande wat U breek. Dankie vir kopergrendels wat U oopmaak en ysterdeure wat U ontsluit. Dankie vir paaie wat U gelyk maak, Here, en dankie vir paaie waar hulle gaan opheen lei, Here, soos wat U wil hê dit moet wees. Ons plaas hulle net vanmôre in die skuilplek van die Allerhoogste. Dankie Koning Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Amen. Loof die Here. Goed, ek dink ons is klaar. Dankie Here.